by jou Bybel sal oopmaak by Deuteronomium hoofstuk 30. Deuteronomium hoofstuk 30. Frans ons sal later offergawe opneem, ek kom maar sit hoor, dankie. Deuteronomium hoofstuk 30 vanaf die eerste vers. Hy sê, en as al hierdie dinge oor jou kom, die seën en die vloek wat ek jou voorgehou het, en jy dit ter harte neem onder al die nasies waarin die Here jou God jou verdryf het. En dan spring ek na vers 11 toe, want hierdie gebod wat ek jou vandag beveel, is vir jou nie te swaar nie, en is nie ver nie. Dis nie in die hemel nie, sodat jy moet sê, wie sal vir ons na die hemel opklim, en dit vir ons gaan haal, en ons dit laat hoor, dat ons dit kan doen. Dis ook nie oorkant die see nie, sodat jy moet sê, wie sal vir ons na die oorkant van die see oorvaar, en dit vir ons gaan haal, en ons dit laat hoor, dat ons dit kan doen. Maar baie naby jou is die woord in jou mond en in jou hart, om dit te doen. Kyk, ek het jou vandag voorgehou die lewe en die geluk, en die dood en die ongeluk. Wat ek jou vandag beveel is, om die Here jou God lief te hê, in sy weë te wandel, en sy gebooie en sy insettinge en sy verordeninge te hou, sodat jy kan lewe en vermenigvuldig, en die Here jou God jou mag seën in die land waarin jy gaan, om dit in besit te neem. Maar as jou hart hom afwend en jy nie luister nie, en jy jou laat verlei sodat jy jou voor ander gode neerbuig en hulle dien, dan verkondig ek julle vandag, dat julle sekerlik sal omkom, julle sal die dae nie verleng in die land waarin jy oor die Jordaan trek, en dit in besit gaan neem nie. Ek neem vandag die hemel en die aarde as getuie teen julle, die lewe en die dood, die seën en die vloek, het ek jou voorgehou. Kies dan die lewe, dat jy kan lewe, jy en jou nageslag. Kies dan die lewe, dat jy kan lewe, jy en jou nageslag. Israel staan op die punt om die beloofde land in te neem. Moses is besig om die laaste opdragte aan die volk te gee, en aan Josua sy opvolger. En as jy deur hierdie hoofstuk gaan lees, deur hoofstuk 30, dan is dit asof Moses kom en 'n spieël met twee kante voor hulle hou en duidelik sê, jy moet vandag 'n keuse maak. Jy moet vandag kies. Jy moet kies wie jy gaan dien en wie jy gaan navolg. En dieselfde geld vir my en jou vanmôre. Ek en jy moet kies of ons net 'n stoel op 'n Sondag gaan warm sit in hierdie plek. Of gaan ek bereid wees om op te staan en 'n lewende getuie vir God te wees. En mag die Gees van God ons so aan die brand steek, dat ons kragtig deur hom gebruik gaan word. Jy sien, toe die Here Jesus ons geroep het hy nie gesê, gaan dan nie, of het hy ons nie geroep om te sê, want so lief het ek die wêreld gehad, sodat hy sy enige gebore seun gestuur het. Hy het nie gesê, so lief het ek die kerk gehad nie. Hy het nie gesê, so lief het ek Suid-Afrika gehad nie. Hy het nie gesê, so lief het ek die Afrikaner volke gehad nie. Hy het nie so lief gesê,
het ek die politiek gehad nie, maar hy het die wêreld lief gehad, en die wêreld is ek en jy. Met ander woorde, hy het sy seun gestuur, omdat hy lief is vir my en jou, dat ek en jy in 'n verhouding met hom kan lewe. Aan die een kant kom Moses en hy hou die seëning vir die volk voor, en aan die ander kant die vloek. En kom ons gaan staan vir 'n oomblik stil by elkeen van hierdie voorskrifte wat Moses vir die volk kom gee. Wat was die eerste? Die eerste ding wat Moses hulle beveel, en ek wil hê jy moet luister, en ek wil hê jy moet dit ter harte neem, wat hy vir hulle sê, en jy moet nie net sommer dit net laat verbygaan nie, met ander woorde, hy sê, neem dit in jou hart, moenie net laat hierdie dinge oor jou gaan, en by jou verbygaan, en by jou verbyvlieg, en as jy hier uitstap, dan is dit verby en vergete nie. Hy sê, gee ag daarop, en doen dit. En dan kom hy en hy noem 'n paar kardinale dinge wat vir my en jou ook van belang is in hierdie tyd wat ons lewe. Hy sê, as jy jou bekeer en na sy stem luister, jy en jou kinders, en die voorwaarde is met jou hele hart en met jou hele siel. God soek alles van my en jou. Jy sien, die Here stel nie belang in ons godsdiens nie. As jy wil godsdiens gaan bedryf dit. Maar jy weet, die Here stel nie in jou belang nie. Hy stel in belang in 'n verhouding met my en jou. God soek 'n verhouding waar ek en jy in persoon met hom in 'n verhouding kan staan. As dit vir jou net oukei is om maar Sondag kerk toe te kom, of maar net so af en toe Bybel te lees, die Here stel nie belang in jou godsdiens nie. Jy kan jou godsdiens op 'n ander plek gaan bedryf. God stel belang in 'n persoonlike verhouding met hom. Jy sien, daar is nie ruimte om halfpad in die wêreld te lewe en halfpad vir die Here nie. 'n Boom wie se wortels vrot is. En Jacques het in die afgelope tyd wat hy oor hierdie reeks gepreek het hy gepraat oor die boom, maar ek wil vir jou vanmôre sê, 'n boom wie se wortels vrot is, kan nie goeie vrugte dra nie. Dit help nie, jy probeer net die boom te snoei nie, ruk die vrot wortels van onvergewensgesindheid in jou lewe uit. Ruk die wortels van wêreldse gesindheid uit, ruk die wortels van skinder en van fout vind en van enige ander goeters, ruk daar die wortels van passiwiteit uit jou lewe uit, om net te sit en niks te doen nie. Ruk die leuns van Satan, wat hy vir jou kom lieg, ruk dit uit jou lewe uit. Ons is dood, maar ons weet dit nie. Sê Openbaring nie tereg in Openbaring 3 vers 17, want jy sê ek is ryk en het verryk geword en het aan niks gebrek nie. En jy weet nie dat dit jy is wat elendig en beklaanswaardig en arm en blind en naak is nie. Here, dis wat godsdiens aan ons doen. Dis wanneer ek godsdiens bedryf, dat ek beklaanswaardig, arm en blind en naak is, omdat ek nie in 'n verhouding met U lewe nie. Die tweede ding wat hy vir die volk sê, hy sê as jy jou bekeer, met jou hele hart en jou hele siel, sal God die volgende vir jou doen. Sien, God stel belang in my en jou gees, mens. Hoe heel is jou gees? Sit jy miskien vanmôre met 'n gesonde lyf en 'n stikkende gees? God wil ons gees gesond hê. Wat sal hy doen? Hy sal jou lot kom verander. Hy sal hom oor jou ontferm.
Wat 'n wonderlike gedagte, dat die Here hom oor my sal ontferm. Hy sal jou terugbring na die land van jou vaders. Hy sal aan jou goed doen en jou vermenigvuldig. Hy sal jou hart besny, dat jy hom kan lief hê met jou hele hart en jou hele siel, dat jy kan lewe. Here, kom besny ons harte, dat ons met ons hele wese U kan dien. Baie van ons dink, ek kan die Here dien met 'n drankbottel in die een hand en die Bybel in die ander hand, wat ek hom dien. Bietjie in die wêreld, bietjie vir die Here. Hy sal die vloeke wat op jou vyand en haters is, hy sal dit op hulle bring. Hy sal die vloeke op jou vyande en haters bring. Hy sal die goeie aan jou oorvloedig gee en jou in alles seën. Wat 'n belofte. Maar die voorwaarde is duidelik. Luister na sy stem. Bekeer jou. Doen wat hy sê. Want dit wat vir jou gesê word, het hy gesê is nie te swaar of te ver weg nie. Doen dit sodat jy kan lewe. Aan die ander kant van die prentjie was die vloeke. Die gevolge van dit wat met ons gebeur as ons ongehoorsaam is. En hierdie ongehoorsaamheid behels die volgende dinge. Jy sien, dit is soos 'n twee-rigting spieël waaraan jy kyk. Hy sê as jy jou hart afwend van die Here, met ander woorde, as jy met jou mond sê, Here, ek is lief vir U, maar die vrugte wat jy dra is vrot en giftig. Jy praat met jou mond. Sê met jou mond, Here, ek is lief vir U. Maar die vrugte aan die boom is vrot. As jy nie luister na hom as hy met jou praat nie, hoeveel keer praat die Heilige Gees nie met my en jou en hy waarsku ons nie. Hoeveel keer sê hy nie vir ons bly in Christus en Christus in jou nie. Maar ons luister nie. Hoeveel keer sê hy vir ons, kerk is nie net vir Sondag nie. Dit is nie net vir Sondag vir 'n uur of 2 nie. Maar kerk is elke oomblik van die lewe. Hy sê as jy jou laat verlei deur die gode van die wêreld. Ja, maar ons het nie ander gode nie. Ons dien nie 'n afgod nie, voorstaan nie 'n gekapte beeld wat met goud of silwer oorgetrek is nie. Maar weet jy, Satan het so subtiel kom insluip in ons lewens, dat ons lankal nie meer uitverkoop is aan die Here nie. Luister bietjie as mense praat. Luister bietjie wat is hulle prioriteite. Luister wat spreek hulle. En jy sal verbaas staan. Ek was vanmôre, was dit my so van pas, en Wim, jy het nie eens geweet waaroor ek preek nie. Maar toe jy gepraat het oor daai kamera, wat die Here vir jou gewys het, 'n afgod in jou lewe geword het, en dat jy dit kon oorwin. Sulke subtiele goeters, wat 'n getuie. Die gevolge is, jy sal omkom, jou dae sal nie verleng word nie, jy sal nie die beloofde land, dit wat God oor jou droom, in besit neem nie. Jy is dood, maar jy weet dit nie eers nie. Miskien is daar blare aan jou boom, maar het lankal ophou vrug dra. Miskien het die kern van die boom so verrot geword, dat dit niks meer beteken nie. Jy sien, ek en jy is nie net geroep om tot bekering te kom nie. Ons is geroep om vrug te dra. Ons is geroep dat die gawes van die Heilige Gees deur ons kan vloei en kan werk en 'n verskil maak.
Maak vandag 'n keuse. Kies die lewe dat jy kan lewe, jy en jou nageslag. Miskien sê jy vandag van my, ja, maar dis Ou Testamenties. Maar ek wil vir jou iets prakties gaan wys uit die Nuwe Testament, wat die Here Jesus ook verduidelik, om hierdie saak beter te verstaan. Ek gaan dit nie lees nie, en ek wil vir jou aanmoedig om die stuk te gaan lees, in Matteus 25 vers 14 tot 30. Maar ek gaan net vir jou vertel daarvan. In hierdie gedeelte vertel die Here Jesus 'n gelykenis van die talente. Hy sê daar was 'n man wat op reis gegaan het en aan sy diensknegte talente uitgedeel het. Nou kom ons stop net eers vir 'n oomblik. Kom ons sê net eers vir mekaar, wat is 'n talent? 'n Talent is dit wat God van geboorte in my en jou geplaas het, wat ons uniek maak, wat ons moet aanwend tot sy eer. Soos byvoorbeeld, Anja het 'n talent gekry om musiek te maak, om klavier te speel. Ander is daar wat 'n talent gekry het om te praat. Ander is daar wat 'n talent gekry het om te dien. Ander is daar wat 'n talent gekry het om met hulle hande te werk, prakties te doen. Maar daardie talent wat jy ontvang het van die Here, wil die Here gebruik en om ander te bereik. Met ander woorde, ek en jy moet bereid wees om dit wat God vir ons gegee het te ontwikkel, sodat hy ons bruikbaar vir hom kan wees. En dan lees ons in daai gedeelte, lees ons dat die man, kom ons sê die baas, het gekom en talente gaan uitdeel aan sy diensknegte. Vir die een het hy 5 gegee, vir die ander een het hy 2 gegee, en die ander een het hy 1 gegee. Met ander woorde, elke persoon ontvang verskillende talente en verskillende hoeveelhede. Dit maak nie van die een beter as die ander nie. Dit moet jy weet. Die vraag is, nie hoeveel talente het jy ontvang nie, maar wat maak jy met dit wat jy ontvang het? Wat maak jy met die talente wat die Here vir jou gegee het? Ons lees dat die een wat 5 talente ontvang het, 5 ander talente bygekry, en net so ook die een wat 2 talente ontvang het, het dieselfde gedoen. Maar nou wil ek hê jy moet baie mooi luister. Ek wil hê jy moet regtig konsentreer en snap wat ek vir jou wil sê. Die meester het hulle nie beloon omdat hulle talente vermeerder het nie, maar hy het hulle beloon vir hulle getrouheid. Weet nie of jy dit al ooit raak gelees nie. Het gaan nie oor hoeveel talente jy vermeerder het nie, maar getrouheid. Hoor wat sê vers 23 van Matteus 25. Sy Heer sê vir hom, mooi so goeie en getroue dienskneg, oor weinig was jy getrou, oor veel sal ek jou aanstel, gaan in die vreugde van jou Here. God soek manne en vroue wat bereid is om vas te byt. Manne en vroue wat getrou is aan sy opdrag. Manne en vroue wat die lewe gekies het en getrou bly aan die roeping van die Here. Wat het gebeur met die persoon wat sy talente gaan begrawe, sy talent gaan begrawe het? As jy 'n stuk mooi lees en jy bestudeer dit, dan jy sien eerstens, hy het gelieg oor sy Heer en verklaar dat hy 'n harde man was. Die tweede ding wat hy gesê het, en dit is my nogal interessant, hy het gesê hy was bang. En weet jy, vrees om lewe te kies, om nie vir God 'n verskil te maak nie, kom van Satan af. As jy te bang is om uit te tree, om 'n verskil vir die Here te maak, dit kom nie van hom af nie. Satan is die baas van vrees. Hy het sy talent gaan begrawe. Hy het niks gedoen nie. Hy het niks beteken nie. Hy het geen waarde toegevoeg vir dit wat sy Heer hom gegee het nie. Weet jy wat vra Satan vanmôre van my en jou?
Doen net niks. Dis al wat hy van jou vra. Doen net niks. En wat was die gevolge? Sy Heer het hom geantwoord, jou lui en slegte dienskneg, neem sy talent weg en werp hom in die buitenste duisternis, waar daar 'n geween en geknars van tande sal wees. Die vraag is, vanmôre, lewe jy of is jy dood? Het jy die talent wat God jou gegee het, tot sy eer aangewend, of het jy jou talent begrawe? Murmureer en kla jy, maar jy doen niks om die werke van die bose teë te staan nie. Ek wil afsluit en ek wil aan jou 'n storie vertel. En ek vertrou die Here dat die Here vir jou sal aanraak terwyl ek hierdie storie vir jou vertel. Daar was eendag 'n gemeente gewees waarmee dit maar beroerd gegaan het. En die mense het gekom en gegaan. So af en toe op 'n Sondag het hulle die kerk bygewoon en dan weer so vir 'n paar Sondae was hulle nie daar nie. En as hulle die dienste bygewoon het, dan was dit ook maar net so in drips en draps, ekskuus my Engels. Hulle het gekla en gesê die musiek in die kerk is te hard. Hulle het gekla en gesê die liedjies wat ons sing in die kerk is onsingbaar. Hulle het gekla oor die kinderkerk wat nie aan hulle standaarde voldoen nie. Hulle het gekla dat die dienste te lank was. Die pastoor preek te lank. Hulle het gekla oor die bediening van mense aan die einde van die diens. Hulle het gekla oor die gebed wat tydens die diens plaasvind. Daar was maar min gewees waarmee almal tevrede was. En as gevolg daarvan het al minder en minder mense op 'n Sondag kerk toe gekom. En daar was maar min fondse om die verpligtinge van die gemeente na te kom. Alles het maar agteruit gegaan. En op 'n dag het die pastoor 'n besluit geneem en hy het aangekondig dat hy 'n begrafnisdiens vir die gemeente gaan hou. En hy het gegaan in 'n groot advertensie in die koerant geplaas met 'n opskrif, kom woon Sondag die begrafnisdiens van die gemeente by. Daardie Sondag was daar meer as gewoonlik mense wat die diens kom bywoon het. En almal was nuuskierig gewees om hierdie begrafnisdiens van die kerk by te woon. Voor in die kerk was daar 'n kus gewees. En hy het 'n tipiese begrafnisboodskap het hy gedoen. En die gehoor was stil en het geluister. En aan die einde van die boodskap het die pastoor die geleentheid gegee aan elkeen in die kerk om hulde te kom betuig en persoonlik by die kus te kom draai. En elkeen wat by hierdie kus kom draai het en binne-in gekyk het, was geskok gewees van wat hulle gesien het. En daarom wil ek vanmôre aan elkeen wat in hierdie kerk is 'n uitnodiging maak. En ek wil jou kom vra om een vir een vorentoe te kom om te kom kyk wat is in hierdie kus.
Wat wil die Here vir jou wys vanmôre? Annelies, sal jy vir my musiek aansit asseblief? En ek wil vra dat terwyl ons die geleentheid gebruik, dat die Heilige Gees kragtig sal beweeg in hierdie plek, dat as jy hier voorkom, dat jy 'n aanraking van God sal ervaar wanneer hy met jou praat en vir jou sal wys dit wat hy met jou moet praat en met deel. En miskien is vanmôre die oggend dat ek en jy by 'n punt moet kom waar ons sê, Here, ek het U nodig. Ek het nodig dat U vir my aanraak. Ek het nodig dat U met my deel. Kies dan die lewe vanmôre. Ek gaan vra, soos jy wil. En as jy gekyk het in die kus om te sien wat jy sien, gaan sit op jou sitplek of kom, ons sal saam met jou bid ook. En vertrou die Here, dat die Here met jou praat. Die geleentheid is daar, jy kan kom hulde bewys aan dit wat in die kus is.
Ek vertrou die Heilige Gees dat hy vanmôre met jou gepraat het toe jy in daardie kus kyk. En die vraag wat ek jou vra, lewe jy? Of is jy dood? Lewe jy waaragtig vir die Here? Om 'n verskil vir sy koninkryk te maak. Sien elkeen van ons. As jy mooi gekyk het, het jy jouself gesien in hierdie kus. Ek kan nie 'n vinger na iemand anders wys nie. En daarom wil ek vertrou dat die Heilige Gees met jou bemoeienis maak vanmôre. En ek en jy kan hier wegstap. Onveranderd. Of ek kan sê, Here, vanmôre is die oggend wat U met my kom praat het. Ek wil hê ons moet net vir 'n paar oomblikke stil word. En ek wil hê jy moet jouself instel op die Heilige Gees. Daar waar jy sit en jy bid en vra, Here, wat sê U vanmôre vir my? Wat sê U vir my persoonlik? Wat wil U vir my kom sê? Wat wil U met my deel? Kom ons word stil vir 'n paar oomblikke. Hemelvader, dierbare Here Jesus en wonderlike Heilige Gees van God, U het ons vanmôre gekonfronteer. U het met elkeen van ons gepraat. En my gebed is vanmôre dat ons nie uit hierdie plek sal uitstap, soos gister en eergister nie, maar dat ons verander sal wees.
dat ons lewe verander sal word. Dat hierdie dag en datum 'n dag sal wees wat ek my merk maak en sê ek hier tot hier toe en nie verder nie. Ek gaan met die hulp van die Gees van God 'n verskil maak vir sy koninkryk. Ek is bereid om radikaal vir die Here te wees. Ek is bereid om hom te dien met my hele hart, met my hele siel, met alles wat ek het. In Jesus naam. Amen.